Goeiemôre broers en susters. Ons het maar vanmôre ding gesê, by die mense lang naweek en Vrouedag en ek sien Tannie Martie is daar agter. Baie welkom Tannie, mag te wonderlike Vrouedag vir die wees vir elke suster. Mag ek dit geniet, dis nou nie Moedersdag nie. Ek was al gebore is in my geboortejaar in die jaar van die Liewe Here 1956, wat die besigheid begin het. En ons gaan vanmôre, gaan ons nou nie Vrouedag preek hê, ons gaan gewoon die naam van die Here loof en prys, en ek vertrou dat die diens vir u tot seën sal wees. Ek het net so verskoonlik 'n paar aankondigings. Ek het verlede Sondag gesê dat verlede Saterdag so 'n groot sukses was, omdat die gemeente so mooi saamgewerk. Regtig waar, dit was wonderlik. Ons het die bedrag van R23.377 geïn, op so 'n Saterdagoggend. Dit was werklik waar lekker, ons het heerlik gekuier, en die Here het vir ons voorsien. Daar is nog 'n paar bakkies vla en jelly daar agter vir R10, as u dalk voel om enetjie te koop, maar dis vir vanaand, daai enetjie voel jy nie klink. Verskoon tog. As jy nou uit 'n aardie teen koffie bedien word vanmôre nie, omdat dit lang naweek is. Waar is die man van die dag? Wie kom staan gou voor? Kom staan gou voor. Hy moes eintlik sy kriketklere aangehad het, mamma. Lekker. Die man het Gauteng gemaak. En ons is so trots op hom in kriket. Hy is uit die span gehaal en hy moes Gauteng klere, nee. Dit is so fantasties, weer baie geluk. Dan is die bors, klop so hoor, baie dankie. Ag, ons kinders groei op en hulle presteer. Ek hoor van die susters wat vir my vertel van hulle kinders en kleinkinders se prestasies in die skool en op die sportvelde. En dit maak ons trots, want weet jy, God se kinders moet oral uitblink. Ek dink dan is dit op en aanmerkings, as iemand nog iets wil sê, my wil onthou van iets, dat sy. Goed, dan gaan ons oor na die formele erediens, en ons hulpkom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lied is vanoggend liedboek 5:9 en ons gaan al 4 strofes sing, want ons kombineer dit vanmôre met ons stilwordstonde, soos verlede week. En ek wil verskriklik graag hê dat u terwyl u die lied sing, dit soos 'n gebed sal sing. Here, ek weet, u is daar. Hoe lyk my lewe ook al, my omstandighede ook al, u is daar. Baie dankie, Louis.
Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade. As ons so sing in ons lofprysing en aanbidding, dan sing ons van sy liefdesdade. Sy trou verkondig aan komende geslagte. Ek sê u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde. U het gesê ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid. Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd in jou troon in elke geslag laat standhou. Geliefde gemeente, die Here groet julle vanmôre met hierdie woorde. Genade en vrede vir julle van God ons Vader. Christus Jesus ons Here, met die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou antwoord op die groet van die Here met ons lofprysing en aanbidding. En ek wil baie dankie sê vir ons musiekspan, wat in elk geval vanmôre hier is om ons met die diens by te staan, al is dit 'n lang naweek. Baie dankie. Ons gaan eerstens sing so lekker optydse psalm, Psalm 33, strofes 1, 8 en 11, sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die stem. Ons gaan dit sing volgens die Toosiesberuiming, en daarna gaan ons staande sing net op 271, daarvan strofes 1 en 2, Heilige Gees. Pas op
broers en susters, in skuldbelydenis en in verootmoediging van onsself voor die Here, gaan ek vanmôre vir u voorgaan in gebed. Maar u sal opmerk dat ek net die woord van God bid. Ek het 'n lieflike gedeelte saamgestel wat ons mettertyd meer en meer in die kerk sal gebruik om die woord van God te bid. Daar is nie 'n kragtiger gebed as om die woord van God te bid nie. So u kan net so sit en dan gaan ons in skuld en verootmoediging gaan ons vanmôre bid saam met my. Here, u was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. 1000 jaar is presies gister as dit verby is, soos 'n enkele wagbeurt in die nag. U sien ons oortredinge raak, u bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lig. Leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid mag bekom. Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Here, en u het vir ons die belofte gegee, dat elkeen wat sy sonde bely, u is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Amen. Ons gaan vanoggend oor na die woordverkondiging en dit kom vanoggend uit Johannes 11. En ons gaan lees van vers 1 tot 44. Dit klink verskriklik, maar ek hoop ek kan die woord van die Here daardeur aan u verkondig. Die hoofstuk gaan oor Lazarus se dood. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf het en sy voete met haar hare afgedroog het. As u terug onthou, dan was sy die prostituut wat die Here gesê, gaan heen en sondig nie meer nie, toe hulle haar wou gestenig het. En sy het so liefde vir die Here gehad, wat haar so vrygespreek, vergewe en in ere herstel het, dat sy gekom het en sy het sy voete met reukolie gewas. En sy het dit met haar hare afgedroog. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster Lazarus liefgehad. Hulle was 'n hegte vriendekring. Dit was anders as met enige van die ander volgelinge. Ek sal later in die preek vir u verduidelik
dat Jesus het by hulle aan huis gekom. Daar word vermoed dat hy selfs by hulle gaan rus en oorslaap het. Dit was 'n intieme vriendekringetjie, die 4 van hulle. Jesus het vir Martha en haar suster Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Het hy al agtergekom, het dit baie dae, dat die Here moet kom en dan gaan daar vir jou, onthou ons het gebid vir die Here, is dit 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Baie daarvan dit vir jou, as jy dit in die uitkoms kom nie, asof die Here 1000 jaar wag. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag, wou die Jode nog stenig daar in Judea en Jerusalem, en gaan nie weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Want hulle die hele tyd verwag, Jesus gaan doodgemaak word daar. Toe Jesus daar kom, dit is nou in Betanië by die mense wie se broer oorlede is, het hulle gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, sy was 'n vuurvreter. Sy sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Want selfs nou weet ek dat u God u alles gegee het wat u van hom vra. So 'n houwe geloof. Jy weet so, effens. Hy is nou dood weer en is nie betyds gekom het sy gebeur het nie, maar ek weet daar. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nie sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, vuurvretertjie, ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier, en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan,
het hulle gedink sy gaan graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, toe ons oorspronklik, my eie woorde, toe ons oorspronklik weet het om te kom, sou my broer nie gesterf het nie. Ai, hoekom het U gekalm, Here? Hoekom het U nie dadelik my gebed, my versoek, my boodskap, hoekom het U nie dadelik daarop reageer nie? Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en hy was aangedaan. En die ou vertaling het daar gestaan, en Jesus het gehuil. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe vir hom, kyk hoe lief het hy hom gehad, dat nie selfs Jesus, wat alles kan doen, op hierdie oomblik so aangedaan is, dat hy huil oor Lazarus. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip in die ingang gerol, voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al. Want dit is al die 4de dag. Onthou, hulle het nie begrafnisondernemers en yskaste en goed gehad nie. 'n liggaam het baie vinniger beginne amper sê ontdooi. Maar julle weet wat ek bedoel. 'n liggaam het baie vinniger, het hy nou nie meer goed gewees. En sy sê vir die Here, hy ruik al, en dis die 4de dag. En ons het U laat weet, Here, ons het. Maar Martha, ja, sy sê toe die spedia, Jesus het toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur. Nadat hy dit geroep het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande, sy voete was nog toegedraai met grafdoeke, en sy gesig was toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Tot sover dan die geleesde woord van die Here. Ek wil met u dan nou praat oor die intieme gesinsopset. Dit was nie so met iemand soos Jairus wat laat weet het of Jesus kom haal het en gesê sy dogtertjie is sterwend nie. Dit is Jesus se vriend. En die mens sou verwag het dat hy vinniger sou optree. Hulle wat so in Betanië bly, so 3 kilometer van Jerusalem af, was meer kere op pad soos wat Jesus teruggegaan het na Galilea toe hy moes daar verby. Dit is hierdie intieme kloof van mekaar teen die res van die mense wat hierdie verhaal merkwaardig
Ons lees dat die susters dadelik vir Jesus laat weet het toe Lazarus siek was. Hulle was so seker dat hy hulle broer sou genees. Hulle het geglo, hulle was volgeling, hulle het gesien wat Jesus kan doen. Jesus egter vir sy disippels dat hulle nie dadelik na Lazarus toe moet gaan nie. Nie omdat hy nie omgee nie, maar soos ons gelees het, omdat hy geleentheid wou skep, waar mense God se heerlikheid en krag geopenbaar gesien kon word. Ons ontmoet by hierdie aansluiting in die verhaal vir Jesus, vir wie die toekoms nie onbekend is nie. Hy weet wat gebeur. Hy bly nog 2 dae. Hulle weet dat Lazarus dood is, en eers toe sê Jesus, kom ons gaan. Is 'n baie belangrike tydsberekening. Ek wil hê u moet hier iets mooi verstaan uit die Oosterse gelowe, wat tog wel die Jode ook aangeraak. In vandag se tyd sou ons eenvoudig sê dat iemand dood is. Die opvatting van daardie tyd was egter dat die gees van die persoon eers nog so wat 3 of 4 dae in die omgewing van die vertrek waar die lijk is, bly ronddwaal, voordat hulle finaal in die onderwêreld afstap. Onthou, Jesus het dit geweet. Hy het innig kennis gehad van wat hulle glo. En as hy betyds gekom het, en Lazarus opgewek het net na hy dood is, of sê nou maar 'n dag of 2 daarna, sou hulle gesê het, dat die persoon was nog nie eers 'n dag dood nie. Sy gees was dan volgens hierdie opvatting nog ergens in die omgewing, en daarom is dit nie 'n werklike opwekking nie. En die tyd dat Jesus in Betanië kom, is Lazarus al 4 dae dood. So as hulle dit nou geglo het, dan is dit nou vir hulle ikant. Want Lazarus se gees is dan nou af hier na die onderwêreld. Daar kan nie meer 'n opwekking plaasvind nie. Dan kon nie twyfel bestaan dat Lazarus is nou regtig dood nie. Ook net te verduidelik om Lucius is dit die feit dat Jesus vir sy disippels gesê het dat Lazarus slaap. Het hulle letterlik opgeneem. En dit was 'n misverstand. Jesus beskou die dood van Lazarus en trouwens die dood as geheel niks meer as slaap nie. Hy is die een wat die mag oor die dood het en wat iemand uit die dood kon terugroep. Daarom het Lazarus hom dadelik gehoor. Toe hy daardie stem hoor wat sê, Lazarus kom uit, was daar nie 'n twyfel en hy het onmiddellik op die stem van die meester, wat hy so goed geken het, gereageer. Goed, kom ons gaan in hierdie narratiewe preek by die essensie van die tema. Opgeroep deur die meester. Vir Martha en Maria het hulle hele lewe in duie gestop. Totaal. Die mat was onder hulle uitgeruk, want Lazarus was waarskynlik die enigste broodwinner. Dames het in daai jare nie gewerk, behalwe as hulle prostituie was. En skielik sit hulle in 'n huis sonder 'n broodwinner. En die meester waarop hulle so vertrou het om hulle betyds te kom red van hierdie ellende, het net nie gekom nie.
Hulle anker, hulle toevlug, menslik gesproke, was weg. Hulle droombestaan was vernietig. Nou kom tye in jou lewe, broers en susters, waarvan ek kan getuig, dat die mat letterlik, figuurlik, maar ek voel vir jou, of die mat onder jou uitgeruk is. En jou totale droombestaan gaan daarmee heen. Twee uiteenlopende reaksies wat ons hier kry. Martha lees ons op 'n ander plek, was die besige huisvrou. Sy was die praktiese een wat altyd gewerk het. Waarskynlik ook 'n ekstrovert, wat sommer vinnig vir Jesus verwyd dat haar broer nie dood sou wees as Jesus betyds was. Ek vermoed dit so half so 'n waar was U, toe ek U nodig gehad het. Vir ons nie baie keer in ons gebedslewe ook, maar so, Here, waar is U? Waar is U as ons U nodig het? En dan talle my ook, om vir U en vir my die wonderbare krag van God te vertoon. Sy het Jesus vinnig verby. Toe Jesus vir haar sê dat Lazarus nie regtig dood is nie, maar lewe, al het sy liggaam wel gesterf. Verstaan sy hom verkeerd en dink dat hy praat oor die opstanding van die dooies. Sy maak 'n merkwaardige en die mees omvattende belydenis, een van die mees omvattende belydenisse oor wie Jesus is in al die evangelies. Tog doen sy dit sonder om regtig te verstaan wie Jesus werklik is. Sy verstaan nie dat Jesus is volledig God nie. Ek dink vir haar was hy iemand wat hulle geleer het oor God. Maar sy het nie verstaan dat hy God mens is en daarom die enigste lam kom wees wat geoffer moes word. Hy kom selfs sy liggaam wat al ontbind het, lewendig maak. Die ander reaksie is die van Maria. Sy was waarskynlik die sagte een, die introvert wat in die huis bly sit. Sy sit in haar bekende wêreld wat nou onomkeerbaar verander en sy treur. Sy treur oor wat sy verloor het. Sy treur oor dit wat so verskriklik, onomkeerbaar verander. Dit kan nooit weer dieselfde wees. En Martha kom met die boodskap. Die meester is hier en hy roep jou. My eerste preek wat ek op hierdie kanse gebring was oor hierdie teks. Die meester is hier en hy roep jou. Dit is so opmerklik dat Martha na Jesus toe gaan. Maar Maria het in die huis bly sit, van waar sy sit en treur. Sy sluit nie aan, of Jesus verskoon my, sluit nie aan by die troosters wat nou daar sit en huil nie. Hy gaan na die huis toe. Want mense daar Jode kan huil, en hulle het mense gehuur om saam te kom huil. Dit was hulle werk, om by 'n huis te gaan waar daar iemand dood is. Hulle moes gaan huil. Hulle moes by begrafnisse, moes hulle gaan huil. En dis nie 'n sagte gebed nie. Hulle het gehuil. Hulle het klank gemaak. Hulle het geraas gemaak. Jesus gaan nie sien toe. Sy sit daar huis. Martha Maria voel in hulle harte, dis die kabel. Dis verby. Al kan die Jesus wat hulle ken siek is genees.
is verby. Herinnering, hulle voel Jesus binne maar Louis huis toe kom, dan drink hulle spreekwoordelik 'n bietjie tee, en dan praat hulle oor die herinneringe van wat was. Onthou hierdie woorde. Ons drink 'n bietjie tee, en ons gesels oor die herinneringe van wat was. Verskoon my, ek het vanmôre vreeslike droom om. Maar Jesus gaan reguit. Jesus gaan reguit graf toe. Hy gaan nie daar waar hulle nou huil oor hulle verloor droom nie, hy gaan reguit graf toe. Hy bid tot die Vader en hy roep vir Lazarus uit die graf uit. En die Bybel sê dat Lazarus dadelik uitgekom het. Maar broers en susters, probeer in jou verbeeldingswêreld hierdie gesig indink. Onthou, hy is toegedraai met grafdoeke, soos dat hulle vir Jesus ook toegedraai het. En met respek gesê, verskoon tog, soos wat die lijk ontbind, het daai lappe vuil geword. Vuil stinkende grafdoeke het hom vasgehou. Hy is opgewek, maar vuil doeke wat styf vasgebind is, wat sleg ruik, hou steeds hierdie opgewekte Lazarus gevange. En Jesus gee hulle bloot opdrag, maak hom los. Nou waar kom ons vanoggend in, broers en susters? Wat preek ek nou vir u vanmôre, of vertel ek net 'n storie vir klein broer Sjaal wat daar agter is? Jou storie vertel het jy gehoor, Sjaal, is 'n slim kind. Waar kom ons nou vanoggend in? Ons elkeen op ons eie manier is of vir Martha of vir Maria. Elkeen van ons rou op ons eie manier oor die dooie droom vir die kerk. Elkeen van ons wat hier sit en wat by die huis sit en nie eers meer na die graf toe kom nie. Ons rou oor die kerk wat dood is. Almal vertel dat die kerk besig is om dood te gaan, siek is, of alreeds ontbind het. Lees maar net die Jesaja. Lees maar net wat die kritisie oor dit te sê. God kom egter na ons en sien ons sit en treur soos Maria. Ons sit en huil omdat ons nie meer die vol kerk het nie. Ons lidmaatstalle neem drasties af. Ons huil, treur en verwyd. Ons droom, broers en susters, ruik op. Hy het alle klankie. Die Here kom en wek die droomkerk op uit die dood. En vanoggend staan hy hier en hy roep jou. Ja, vir jou wat hier sit. Ja, vir jou wat oor die YouTube of waar ook al na hierdie boodskap luister. Hy roep jou. Jy wat nou dink dat jy eintlik net hier is om te sien wat gaan gebeur. Jy bedink dat jou idees nie meer saak maak nie. Dat niemand vir jou sal luister as jy enige voorstelling maak nie. Jy bedink dat jy niks het om aan te bied nie. Geen gawes, geen talente, geen drome, geen ideale, geen initiatief, geen enthousiasme. Jy bedink dat ander mense sal vir jou lag as jy wel iets probeer doen.
Vanoggend, broers en susters, staan ons uit die dood opgewekte droom hier. En die Here sê vir ons, hy lewe weer. Maar kyk, hy is vasgebind met stinkende grafdoeke. Dit vat 'n man en vrou met 'n roeping en wat antwoord op die roeping van die Here om die kerk uit sy grafdoeke los te maak. Daardie doeke moet afkom sodat die droom skoon gemaak kan word. Afgestop, losgemaak. Hy moet in staat gestel word om te kan lewe. En wie moet dit doen? Nie die Here. Hy het klaar die droom opgewek. Dis nou ek en jy, vir wie hy sê, maak dit los, begin iets doen om weer hierdie opgewekte droom te maak beweeg. Maar broers en susters, in die kerk, hierdie kerk veral, is nie 'n plek vir 'n dominee gerigte, dominee gedrewe model nie. Nee. In 'n familie het elkeen sy eie plek, sy of haar werk, sy of haar spesialiteitsgebied. Ek kan nie doen wat anders kan doen. Ek kan nie doen wat Henny en Elma doen. Ek kan nie eens doen, ag man, ek kan niks doen, ek kan regtig niks doen, want ek het my spesialiteitsgebied en jy het joune. Deur die jare het die kerk verander van die eerste gemeente, waar die gelowiges met die Heilige Gees gedoop is op Pinksterdag en aangedoen is met krag om te gaan werk. Dis opmerklik, hulle het nie tale gepraat, nie respek gesê, nie om hulle self te verheerlik, of om te wys dat hulle met die Heilige Gees gedoop is nie. Nie elkeen het 'n taal gekry waarin hy met 'n ander persoon kon praat, om te gaan werk. Nie om kerk toe te kom nie, om te gaan werk. Die kerk het verander. Ons kom sit hier en luister na musiek en sang, en hopelik 'n goeie boodskap. Ons gee ons finansiële bydrae, en as daar bazaar is, skenk ons 'n koek of 'n pudding en dan kom koop ons self daar goed terug. Voor ons vanoggend staan die droom wat dood was, en wat die opgestane Here Jesus vir ons kom opwek. Maar daardie droom moet nou mee gewerk word. En ek praat vanmôre namens elke kerk waar die Here Jesus, God en die Heilige Gees in gees en waarheid verkondig word. By almal dieselfde situasie. Ons is die liggaam van Christus. Ons is die ambt wat die gelowige gekry het, en dit beteken dat elkeen van ons 'n roeping het. Ons beweeg weg van 'n goeie Sondag vertoning, want ek sê vir die baie kerke het die diens ontaard in 'n vertoning. Engelse woord is show. Dis ligte, en dis musiek, en dis sprekers, en dis sang, en dit gaan goed. En die mense sit asof hulle kaartjies gekoop het vir daardie vertoning. Nou broers en susters, ek wil hê jy moet in die hart 'n droom skryf
vir hierdie gemeente. U moet in u hart 'n droom skryf vir die kerk van die Here Jesus op aarde. Ons moet 'n droom skryf oor hoe ons weer onbetrokke lidmate betrokke gaan kry. Waar ons weer families met jong kinders kan trek dat ons katedrese beduidendvol kan word. Waar ons jong mense het wat vir die Here dinge doen. Waar hulle moet inkom en ons paartjies het wat hulle buite verwelkom en vir hulle 'n sitplek kry. Dit is die droom. En ek wil met hierdie week daai droom gaan begin droom van hoe ons hierdie doeke gaan afval. En jy moet besluit in jou hart, waar wil jy betrokke raak? Begin saam droom. Hou op dink oor die goeie uitdag. Daai droom is nie nou so goed. Alles het verander, die myne toegemaak, mense het weggetrek, nou met die zammas wat die mense so doodmaak, trek hulle nog meer weg. Ons kinders kry nie werk nie, en hulle immigreer. En ons kerke loop dood. Jesus kyk na Lazarus, wat strompelend op sy roepstem uit die graf kom en sê, maak hom los. Draai die grafdoeke af, dat hy kan lewe. Sien u dat die meester vanoggend hier is, en met jou praat. En mag jou antwoord dan vanmôre wees, ja Here, hier is ek. Stuur my. Amen. Ek gaan nou stukkie bid, maar ek gaan ook weer die woorde van 'n lied bid, wat betrekking het op hierdie boodskap. Kom ons sluit die oë. Here I am, Lord. It is I, Lord. I've heard you calling in the night. I will go, Lord, where you lead me. I will hold your people in my heart. Ons gaan die Here nou dien met ons dankoffers, daarna gaan ons die slotlied sing, lied 5, 7, 1 strofes 1, 3 en 4, dan bly u staan vir die seën en die musikale amen. Baie dankie. Daar was daar vol donker spoor, waar ek my eie pad verloor het. Ek het geval en opgestaan, gedink my hoop het weggegaan. Maar deur die nag het ek gehoor 'n stem wat sag sê, jy behoort nie veroordeel nie alleen, sy liefde bly deur alles heen. Die wêreld wys na wat jy was, maar genade veer die stof af. Waar mense oordeel bring hy lig, en wys weer hoop in jou gesig. Die duivel ken jou naam, maar hy roep jou by jou foute aan. God ken elke fout wat jy gemaak het, maar hy noem jou steeds op jou naam. Jy is geliefd, jy is sy kind, meer werd as wat die wêreld vind. Sy genade skryf 'n nuwe verhaal, hy noem jou altyd op jou naam. Jy
jou hart probeer bind, sal sy vergifnis vrede vind. Elke traan wat stil geval het, word deur sy hand weer afgevee. Hy sien mens agter die seer, en gee jou môre keer op keer. Sy arms bly nog altyd oop, vir elke hart wat weer wil hoop. Die duivel ken jou naam, maar hy roep jou by jou foute aan. God ken elke fout wat jy gemaak het, maar hy noem jou steeds op jou naam. Jy is geliefd, jy is sy kind, meer werd as wat die wêreld vind. Sy genade skryf 'n nuwe verhaal, hy noem jou altyd op jou naam. Daar's krag in elke nuwe dag, want sy liefde hou die wag. Geen verlede is te swaar, geen gebroke hart te klaar. Hy maak weer heel wat stukkend was, en gee jou moed vir elke las. Sy stem bly deur die storms gaan, my kind, ek noem jou op jou naam. Die duivel ken jou naam, maar hy roep jou by jou foute aan. God ken elke fout wat jy gemaak het, maar hy noem jou steeds op jou naam. Ek sal opstaan, ek sal bly groot, want sy genade dra my deur. My verlede hou my nie meer vas nie. Jesus noem my op my naam. Hy ken my hart, hy ken my pyn. Ek tog kies sy dat ek syne bly. Dis nie my foute wat my negeer, maar die liefde van my Heer. Vir ewig sal ek dankbaarheid roep. God noem my op my naam. Wat 'n pragtige lied. Die duivel ken jou naam, maar hy roep jou op jou foute aan. Jy's 'n moordenaar, jy's 'n leienaar, jy's 'n hoereerder, jy's 'n dief. God ken al die foute, maar hy roep jou op jou naam. Ondanks 'n wonderlike God. Kom ons sit net so, dank die Here vir hierdie dankoffers. Vader, U is vir ons oneindig. Here, U sorg vir hierdie gemeente ten spyte van. U is vir ons goed ten spyte van. En ons wil vir U baie, baie dankie sê, Here. Ons het gesaai, Here, en ons vra dat U die saad so sal laat wortel skiet en groei, dat U naam daardeur verheerlik kan word en die koninkryk uitgebrei kan word, terwyl U wil in alles geskied. Hoor ons as ons so smeek in die naam van ons koning Jesus. Amen. Ons slotlied is dan, soos ek reeds gesê het, liedboek 571 en ons sing strofes 1, 3 en 4. Song
besiendes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën jou, die Here bewaar jou, en hy gaan voor jou uit, om jou weer gelyk te maak. Amen. Ek sien waarskynlik van u 'n bietjie later by die Vrouedag vieringe en die Here seën julle hierdie middag. God is liefde, juich ons harte, en bedom wat liefde doen, dat hy ons sy ziel